Net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. Aan julle die uitverkorenes van God, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Amen. Vanoggend doen ons die tweede gedeelte oor lankmoedigheid. Laas Sondag het ons begin daar, ek gebruik dieselfde teksgedeelte vir die wat nou nie was nie, is net so 'n paar versies wat ons gaan lees, is Deuteronomium 3 en ons lees vers 23 tot 29, maar soos die gebruik is, kom ons vra die Gees deur gebed om vir ons die skrifte oop te maak. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons vanoggend kon opstaan, dat ek kon asemhaal, dalk met 'n pyn en 'n skeet hier en daar, maar dat ek 'n dak oor my kop het, dat ek nog kos op my tafel het, dat ek 'n voertuig het waarmee ek kan ry waar ek wil wees, waar 'n baie groot gedeelte van die wêreld nie hierdie dinge het nie, Here. Gisteraand of vanoggend kon ek 'n warm kraan oopdraai en ek kon stort. Ek het seep gehad om my te bad. Ek het skoon handdoek gehad om my af te droog. Maar baie mense, Here, in die wêreld dit nie het nie. Stem ons vanoggend werklik tot dankbaarheid vir wat ons het, Here. Ek wil kom vra, kom vir ons ook tegemoet in u kosbare woord. Gee ook, Here, dat ons geduld sal leer tot eer en verheerliking van u groot naam. Amen. Julle weet die gebruik is, my keel word altyd droog, so ek gaan net 'n sweet in my mond sit en dan gaan ek vir ons lees. Ek lees Deuteronomium 3 vanaf vers 23. Die van julle weet, dis min of meer in hierdie tyd, Moses vertel die geskiedenis van hoe Israel verlos is uit Egipte. Moses is min of meer in die laaste gedeelte wat hy vertel van voor die Here hom kom haal het. Kom ons lees daar vanaf vers 23. Dit was toe dat ek die Here gesmeek het. Here my God, U het begin om my U grootheid en U groot mag te laat ondervind. Watter God is daar in die hemel of op die aarde wat U magtige dade kan nadoen? Laat my tog nou deur die Jordaan gaan om hierdie mooi land te gaan bekyk. Die mooi bergwêreld en die Libanon. Maar deur julle toedoen het die Here destyds vir my kwaad geword. En daarom gee hy nie nou my gebed verhoor. Daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met my oor hierdie saak praat nie. Klim eerder Pisgaberg uit en kyk na die weste en die noorde, die suide en die ooste. Kyk daarna, want jy sal nie hierdie Jordaan oorsteek nie. Gee vir Joshua sy opdragte, praat ontmoeting en gee hom raad, want hy moet voor hierdie volk uit deur die Jordaan trek en hy moet hulle die land wat jy sal sien in besit laat neem. Daarom het ons in die laagte teenoor Bet Peor gebly. Tot sover. Laas Sondag het ek 'n kort reeks oor lankmoedigheid begin en soos ek gesê het, ek sluit vandag af daaroor. Terwille van julle wat dit dalk nie gehoor het nie, gaan ek net dalk so kernpunte aanraak en ek het na lankmoedigheid gekyk vanuit die lewe van Moses self.
Die Woordeboek som lankmoedigheid as volg op. Die eerste een kan ons sê, dis om baie geduldig te wees teenoor ander mense. Met ander woorde, dis nie net geduldig nie, dis om meer as geduld te hê. Die tweede een, dis ook om meer toegeeflik te wees teenoor ander mense. Ons moet leer om meer toegeeflik teenoor ander mense te wees. En dan 'n derde punt, dis iemand wat uitsonderlik verdraagsaam is teenoor ander mense. Mense wat lankmoedigheid in hulle lewens geleer het, is uitsonderlik verdraagsaam teenoor ander mense. Hierdie kort gedeelte wat ons nou vanoggend uit Deuteronomium gelees het, en ek hou weer die tema vers 26 wat Moses sê aan julle voor, maar die Here, ek gebruik die ou vertaling, maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Na aanleiding hiervan sou 'n mens dalk kan sê dat God het met Moses ongeduldig geraak, in plaas daarvan om iets uit die lewe van Moses te leer. En soos julle kan onthou, die vorige keer Moses het by die waters van Meriba kwaad geword vir die volk wat aangehou kla. Die ou vertaling sê murmureer. Wat is murmureer? Murmureer in die Bybelse konteks is as 'n volk die dade van die Here gesien en beleef het. Die wonders van die Here aanskou het en ervaar het hoe die Here vir hulle voorsien het, dan nog steeds kla. Dis wat murmureer in hierdie konteks beteken. En ons leer in die woord dat om te murmureer is sonde. Is ek en jy as kind van God ook nie baie keer so nie. Ons het al in die verlede beleef wat die Here vir ons kan doen, en dan gaan dit goed met ons vir 'n lang tyd, en dan gebeur daar net iets, dan bekla ons by die Here oor hierdie dinge. Ons murmureer in die ore van die Here, in plaas van om te onthou wat hy gedoen het. Sê die Here nie Moses gesê het nie, herinner hierdie volk gedurig aan my magtige dade, hoe ek hulle vaders of hulle en hulle kinders uit die land van Egipte bevry het. Ons het daarvan gelees in Numeri 20 vers 12 tot 13. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, dit is nadat die Here vir Moses die opdrag gegee het om vir die volk water te gee. Omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met die Here getwis het en hy hom onder hulle as die heilige laat ken. Is dit nie Moses wat in Levitikus 10 vir Aaron gesê het toe sy twee seuns gesondig het en 'n verkeerde vuur gebrand het? Is dit nie julle wat naby aan die Here is wat ek my as die heilige wil laat ken nie? Wat leer ek en jy as gelowige uit hierdie gebeure? Want ek het ook aan julle voorgehou toe die Here Moses beveel het om vir Joshua voor die oë van die volk as leier aan te stel en hom te bemoedig, en die Here het hom beveel om op die berg Nebel te klim, sodat hy die land met sy eie oë kon sien. En nou die wat wonder, Nebo is die berg, Pisga was die bergspits waarop die Here vir Moses gesê het,
om op te klim. Met ander woorde, God het vasbesluit dat Moses die land nie sou ingaan nie. Al het Moses berou getoon oor wat hy verkeerd gedoen het. En dan sien ons dat Moses was gewillig om toe vir Joshua as opvolger aan te wys. Want die Bybel beskryf ook dat Moses se kragte uiteindelik nog nie aangeneem nie. Moses het nog kans gesien om hierdie groot volk deur die Jordaan te trek, om met die verskeie nasies in die oorlog te raak en hulle met die banvloek te tref. Moses het kans daarvoor gesien, maar ten spyte daarvan het die Here besluit dat Moses sal nie die beloofde land ingaan nie. Ons lees ook aan die einde van die evangelie van Johannes, wat die Here Jesus nadat hy opgestaan het en aan sy disippels verskyn het, en vir Petrus te kenne gegee watter soort dood hy sou sterf. Antwoord Petrus die Here, maar wat van hom? En dan verwys hy na Johannes wat die evangelie geskryf het, en dan sê die Here vir hom, wat met hom gebeur, gaan jou nie aan nie. En ons weet volgens oorleweringe het Petrus aan 'n kruis gesterf, maar onderste bo gehang. Johannes het oud geword op die eiland Patmos en gesterf aan ouderdom. Beteken dit dan dat God se lankmoedigheid is net teenoor sekere mense? Beteken dit dat God dalk ander mense meer voortrek? Kom ons praat van gelowiges. Dalk dink God daai een is beter, so ek trek daai een meer voor as die ander een. Nee. God werk met nie een van ons as sy kinders op dieselfde manier nie. Moses, sê die Bybel vir ons, was 'n man van God, maar tog het God nie toegelaat dat hierdie man van God die beloofde land gesien het nie. God gee die een minder, die ander een meer. Die een moet ly, die een moet sterf vir sy geloof in hom, terwyl 'n ander een dalk nooit vervolg word vir sy geloof nie. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Dit beteken nie dat God se lankmoedigheid minder of meer is teenoor hulle of minder teenoor hulle wat swaar kry nie. Maar eerder dat ek en jy moet leer dat God is soewerein en dat God weet wat die beste is vir elkeen van sy kinders. Nou, hoe moet ek as kind van God dit beoordeel, of hoe moet ek daarna kyk? Ek dink ons moet eerder die vraag vra, wat bewerk God deur lankmoedigheid in jou lewe? En die tweede ding wat ek kan vra is, wat is die vrug van lankmoedigheid dan in jou lewe, ongeag die omstandighede wat God in jou lewe toegelaat het? Kom ons kyk wat sê die woord. Romeine 15 vers 5 sê, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sê dood eenvoudig dat ek my as 'n gelowige ondergeskik stel aan die wil van God. Maak nie saak wat nie. Met ander woorde, God is 'n God van lankmoedigheid. God is 'n God van geduld teenoor die mens. Ooreenkomstig sy wil. Is dit nie Paulus wat dit een van die evangelies wat daar staan, dit is God se wil dat nie een mens verlore moet gaan.
tog word nie almal gered nie. Christus is vir my en vir jou daardie voorbeeld self wat geduld aanbetref. En terwille van my en van jou was hy dit vir ons in voorbeeld gewees. Handelinge 8 vers 32. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. Dit kom uit Jesaja uit. En soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Lees gerus Matteus 27:14 ook. Christus het, toe hy veroordeel was om aan die kruis te hang, terwille van my en van jou, het hy stil gebly. Hy het hom nie self verdedig nie. Hy was lankmoedig gewees. Hoekom? Wat ons lees in die boek Handelinge die volgende: daar was selfs van die Sanhedrin, dit is die Joodse leiers, en die priesters wat later na Christus uit die dood uit opgestaan het, tot geloof in hom gekom het. God was lankmoedig terwille van hulle ook gewees. Die woord wat die ou vertaling ook hier gebruik is lydsaamheid, wat beteken om berusting te hê. Ek dink baie van ons sukkel om berusting te hê. Al is daar krisisse of iets gebeur in ons lewens, of iets slegs het gebeur, is om berusting te hê in daardie dinge. Eenvoudig gesê, om God toe te laat in sy alwetendheid om ons te leer om geduldig te wees met wat hy ook al bewerk in my en jou lewens. 2 Petrus 1 vers 6 sê: en by die kennis van selfbeheersing en by selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. Met ander woorde, God se lankmoedigheid bewerk hy lydsaamheid, geduld, lydsaamheid, om berusting te hê in dit wat die Here in ons lewens toelaat in hom, sodat dit die volgende tot gevolg in ons lewens kan hê: 'n goddelike vrug in ons lewens, 'n gekruisigde lewe. Daai saadjie wat in die grond geval het, gesterf het aan homself. Lees gerus ook Titus 2 vers 2. Hierdie vrug van lydsaamheid, om te leer om waarlik geduldig te hê, moet volmaak in my en jou word. Hoor wat sê Jakobus in hoofstuk 1 vers 4. Maar die lydsaamheid, dis om berusting te hê, moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Hy praat nie van die materiële goed nie, hy praat van die geestelike goed, sodat julle in julle geestelike lewe in niks kan kort kom nie, maar volmaak kan wees soos julle hemelse Vader is, in woord en in voorbeeld. Hierdie dinge is vir my en vir jou baie keer 'n moeilike ding om te aanvaar. Om sukkel. Want gewoonlik wil ek hê dat die Here my dadelik moet antwoord in dit wat ek van hom vra. En ons kan getuig dat die Here antwoord ons soms dadelik. Dalk sê ek 'n skietgebed en die Here antwoord my in die skietgebed. Baie keer antwoord die Here my nie, of dalk gebeur dit soos in die lewe van Moses of Petrus. Petrus se doring in die vlees, aangehou bid en tot die Here op 'n dag vir hom gesê: Paulus, my genade vir jou is genoeg. Ons is die Here vir Moses hier gesê het, toe hy gevra het, asseblief ek wil in die beloofde land ingaan, sê die Here, dis genoeg. Jy het genoeg oor die saak gepraat.
Ek en jy moet leer om waarlik vreugde daarin te vind. Want God is besig om sy godsvrug in ons lewens te bewerk. Het sy of hy jou gebed beantwoord of nie beantwoord nie. Ek hoor baie keer sê ons, ek het dit ook al gesê, God beantwoord alle gebede. God beantwoord nie altyd alle gebede nie. Daar's dinge vol in die skrif daarvan. Wat bewerk lydsaamheid, geduld in my en jou lewe? Dit maak ons beproef. Met ander woorde, om wat ook al God op ons pad bring, dit wat hy vir my en vir jou wil leer, dat ek daarin vrug sal kan dra. Romeine 5 vers 4 sê, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. Wat is hierdie hoop waarvan Paulus praat? Dis nie die tydelike nie. Die hoop is in die ewige. Die hoop is in God self. Romeine 15 vers 4 skryf Paulus, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid, geduld en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die feit dat ons gaan ly of gaan beproef word, is die wil van God. Hoor mooi, kinders van God, die feit dat jy gaan ly of gaan beproef word of allerlei dinge op jou paai gaan kom, is God se wil. Dis 'n uitgemaakte saak. Petrus skryf in sy eerste brief, hoofstuk 2 vers 20. Want watter roem is daar vir julle as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Wanneer ons onregverdig of verkeerd behandel was, of ter wille van die evangelie vervolg word, dit is genade by God. Met ander woorde, beproefdheid, geduld, lydsaamheid is deel van my en jou geloofslewe. Ons gaan dit nie vryspring nie. Want die vrug en die uiteinde daarvan is God se vrug in jou lewe. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ons moet stry in hierdie geloof om al meer en meer te midde van wat soos Christus Jesus te word. Dit leer vir my en vir jou om te volhard. Dis deel van hierdie lewensreis as gelowiges. Dis soos 'n atleet. Paulus beskryf ons baie soos 'n atleet. Selfs as ek 'n atleet vat in 'n kort afstand atleet, hy gaan deur swaar kry, deur pyn, hy moet volhard. Hy gaan deur al daardie dinge gaan en eendag dan wen hy die wedloop en dit was alles die moeite werd geweest. Dan vergeet jy pyn en die lyding. Maar weet jy wat? Daai pyn en lyding het sy karakter gevorm in daardie wedloop. Dieselfde is dit in my en jou lewe. Daardie slegte dinge is wat ons karakter bou. Dis soos julle het seker al ook die voorbeeld gehoor van 'n parel. Hoe word 'n parel gevorm? Hy is mos binne in 'n skulpdiertjie. En binne in daardie skulpdiertjie kom daar 'n seekorreltjie binne-in. En omdat hierdie seekorreltjie, hierdie skulpdiertjie irriteer, skei hy
'n vloeistof af om dit, en hoe meer hy dit afskei, al daardie pyn wat hy seer kry, en op die einde is daar wat daar uitkom, is iets moois. Dis wat die Here met my en jou gaan doen elke dag. En dis ook om vir jou voor te berei eendag vir die ewigheid. Dit bring vrug voort in ons lewens. Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dis die saad. Dit is dit wat nadat hulle gehoor het die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. Hierdie moeilike omstandighede moet vir my en vir jou leer om vrug te kan dra, om ons vreugde in die Here te vind. So baie mense vind hulle vreugde in wat hulle het. Ek het dit baie in Pretoria gesien. Mense koppel aan wie hulle is en wat hulle het. Ek dink is in baie dele van ons land. Jy is nie wat jy het nie. Jy is wat jy is hier van binne af. Dit word deur God bepaal vir sy kinders. Hierdie vrug van geduld is ten goeie vir my en vir jou. Galasiërs 6 vers 9 skryf Paulus, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê, julle het gelees in die ou skrifte sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, as jou vyand jou in die een wang klap, draai die ander wang vir hom. Dit leer ons om op God te wag. Psalm 40 vers 2. Ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep, gehoor. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Werklik nader tot die Here. Lees 2 Tessalonisense 3 vers 5. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Want Christus Jesus was vir my en vir jou 'n voorbeeld, 'n volmaakte voorbeeld in dit alles gewees. En sê hy, mag die Here julle harte rig tot die liefde van God. Met ander woorde, soos Jesus met my en jou geduldig was om tot geloof te kom, net so met daardie vrug ook al meer in my en jou lewens sigbaar word. Ek sit en dink weer in daardie woorde van die Here aan die kruis, toe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle, vir wie hy gebid, hy het vir hulle gebid, wat hom laat kruisig het, hulle wat sy baard uitgetrek het, hulle wat hom met stokke geslaan het, dis vir wie hy daardie woorde gebid het. Want ons lees in die boek van Handelinge, wat daar was sommige van die Sanhedrin, dis die skrifgeleerdes, die Fariseërs, die Sadduseërs, die priesters, wat tot geloof in hom gekom het. God was besonders geduldig. En net soos God met my en jou besonders geduldig. Deur beproewinge bewerk God volharding in ons lewens. Geliefdes, julle, ons moet leer om te volhard. Lukas 21 vers 19. Deur julle volharding moet julle lewens in besit kry. Dis 'n inoefeninge. Dis 'n daaglikse lewenswandel, 'n daaglikse kruisiging van myself, 'n daaglikse sterf aan myself. Hebreërs 6 vers 12, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Dit leer vir my en vir jou om lankmoedig
geduldig te wees teenoor medegelowiges, maar nog meer teenoor hulle wat in die duisternis is, hulle wat in die duisternis wandel. Lankmoedigheid moet al meer en meer sigbaar word in ons lewens. Want dit is deel van die godsvrug, soos Petrus in sy tweede brief hoofstuk 1 vers 6 skryf. Dit bring geloof in ons lewens voort. Openbaring 13 vers 10. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Om lydsaam te wees is 'n eienskap van 'n kind van God. Dis die getuienis van die saad van die wedergeboorte. Dit leer ons om blydskap te hê. Ek het weer gesê, dis nie 'n blydskap wat ek het as ek 'n prestasie of as ek 'n kar koop of as ek 'n huis koop of ek het 'n kind verwag nie. Dis blydskap wat van binne kom. Dis net blydskap wat God deur die vrug van lydsaamheid in ons lewens kan bewerk. 'n Innerlike blydskap. Paulus skryf Kolossense 1 vers 11: tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Geduld leer ons om op God te wag. Geduld leer ons om op God te wag. Want in daai wagproses bou God karakter. Ek weet nie die van julle wat houtwerk ken soos ek, soos oom Dirk hierso. Het julle al 'n boom gesien, as jy 'n boom so en jy saag 'n ring uit daai boomstomp uit? Het julle gesien hy het sulke ringe, hy dun ringetjies en dan het hy sulke dik ringe. Nou daai dik ringe is die somermaande. Dis wanneer daar baie kos en water is, dan groei hierdie boom welig. Daai dun ringetjies is in die wintermaande en dis wanneer die boom swaar kry. Het jy geweet, as jy 'n boom in sy lengte deursny, weet julle wat die mooiste gedeelte is? Daai gedeelte wat swaar gekry het. Die mooi gedeelte in die boom. Sal is dit in my en jou lewe. God leer ons om geduldig op hom te wag. En geduld leer ons om net my hoop alleen in hom te plaas. Geduld leer ons om te volhard en nie moedeloos te word nie. Ons raak so gou moedeloos. Veral as die Here iets gegee het en 'n jaar gaan verby, 2 jaar gaan verby, 3 jaar gaan verby, 5 jaar gaan verby. Noag het 200 jaar gewag voor daar iets gebeur het, voor die vloed gekom het. Abraham was op 99 vir die eerste keer pa geword, nadat hy 'n hele paar jaar jonger was. Abraham het gewag. Abraham het geleer wat dit is om geduld te hê. Mag die God van genade, soos wat hy met my en jou geduldig is, ter wille van ons geloof en ter wille van dit wat hy aan die kruis gedoen het, mag hy vir my en vir jou 'n hart gee om te mag leer. Mag hy vir ons 'n hart gee vir 'n wêreld wat verlore gaan, sodat ek en jy op ons beurt lankmoedig kan wees teenoor hulle wat nog in die duisternis is. Dis soos Judas in sy brief geskryf het. Help hulle wat onseker is, om sekerheid te vind. En ruk hulle wat in die vuur is, ruk hulle uit die vuur uit. Dis die vrug van God se lankmoedigheid in sy kinders se lewe. Hoekom? As ons gehoorsaam is, dan word ons al meer en meer
'n bruikbare instrument in die hande van God. Omdat die Here se vrug lydsaamheid in ons lewens bewerk het. Lydsaamheid teenoor ander. Soos wat hy lydsaam was toe hy aan die kruis gehang het. Sodat nadat hy opgestaan het, hulle wat hom veroordeel het, ook tot geloof kon gekom het. Dis soos in die boek van Richard Wurmbrand, Martel vir Christus. Daardie liefde wat daardie martelare gehad het, oormooi vir hulle wat hulle gemartel het. Dat van daardie wat hulle gemartel het, self ook, nie almal nie, maar dat van hulle selfs tot geloof in Christus gekom het. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, leer ons u kinders om lydsaamheid te hê, om geduld te hê, om meer as net geduld te hê, om ander meer en meer tegemoetkomend te wees, my Here, dat u liefde daardeur mag uitstraal. Dis my gebed vanoggend vir ons as u gemeente. En ek bid, Here, dat u hierdie dag sal seën en dat u met elkeen sal wees. Dankie dat ek hierdie dinge van u mag vra en dankie vir besonderse genade in ons lewens. Nie net genade, meer as genade, Here. Here, dat ons genade vir mekaar mag hê, maar veral ook genade teenoor hulle wat in die duisternis leef.